Nou goed, op die 30ste Maart 2025 sê ons ook welkom aan elkeen wat saam met ons die diens aanlyn saamluister. Julle kan saam met my blaai na Rigters 6. Rigters 6. Oeps, die laaste bladsy. Goed. Dan is dit wat dit is. Miskien gaan ek net 'n prentjie langs aanteken. Kan julle my hoor sonder die ding? Okay. Alright. Rigters 6. Julle ken die storie van Gideon. Ek gaan 'n paar gedeeltetjies net uitlig rondom hom. Julle ken sy storie. Hy sit daar. Ek moet lees maar gou 'n paar verse. Hy sit, kom ons lees hier van vers 11 af. Die Israeliete is sonder 'n koning en hulle is onder geweldige druk van die Midianiete. En die Midianiete word beskryf as die volk wat so baie is soos die sand van die see en die sprinkane van die woestyn. Baie mense. En die is op die aanval om vir Israel uit te wis. En hoekom? Want Israel was alweer ongehoorsaam. Israel se tydlyn is die tydlyn van jou en my lewe. Dit gaan so. Op, nou as ons by die Here en ons dien hom en ons lof en prys hom en dan doen die Here wat ons wil hê en dan gaan ons weer weg van hom af. En dan hieronder moet dan eers weer iets gebeur en dan is dit weer op en so gaan die perdjie spring, patroontjie. So moet nooit, want daardie ou wat ons getrou het vir ons gesê ou ters, moet nooit sê ek gaan nie soos my pa word nie. Want jy gaan presies soos hy wees. Dis wat jy gesien het, dis wat jy gaan leef en tensy die Here nie vernuwingswerk in jou doen en jy jouself totaal oorgee aan hom nie, gaan jy presies dieselfde wees as dit wat jy gesien het en gehoor het rondom jou. So, ons wys hier vanoggend vingers na ou Gideon nie, ons kyk wat hier gebeur het en dan wil ek op iets spesifiek fokus wat ek glo die Here gister onder gebed. Ou Jakobus van der Merwe het bietjie by my die naweek gebly en ons het lekker saam gebid en tyd in die woord spandeer en onder sy gebed toe verander die Here die hele woord van vandag. Gooi alles weg wat ons die week mee besig was en sê dis waar ek wil hê julle op ons fokus. OK. So het julle respek dat ek 2 preke moes doen hierdie week. Hy weet nie so nie my broer. OK, vers 11. Toe die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abiseriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel met 'n hoofletter, né? Wie is dit? Wie? Aha, as jy leer om in die Ou Testament te sien, dan gaan jy sien, die engel van die Here, nou word daar ook sommer direk na hom verwys as die Here. Dis interessant, maar dis nou iets vir iets anders. En die engel van die Here Jesus het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Die Here is met jou, dapper held. So kom ons aanvaar vir 'n oomblik. Hy het nou nie dadelik geweet dat die engel van die Here is nou Jesus en dit is nou 'n hemelse verskyning wat nou hier gebeur. Kom ons sê vir 'n oomblik, dit was nou in die gestalte van 'n gewone persoon en hy het net gedink dis nog iemand wat hier aankom. Right, dan verstaan ons dalk sy vraag terug. Toe vra Gideon vir hom met 'n hoofletter. Ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge dan ons oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. So, voordat 'n mens nou sê, jy weet, daar was 'n aardbewing en Jesus het verskyn aan Gideon, kom ons aanvaar vir 'n oomblik,
dat die woord waar is wat sê, julle sal engele huisves en julle sal dit nie weet nie. Dat jy in jou daaglikse lewe te doen kry met wat jy dink 'n mens is. En dan kom 'n boodskap na jou toe en jy's net so ignorant soos Gideon. En jy mis die geleentheid. Maar is die Here nie getrou nie? Hy stop nie en los nie vir Gideon daar in sy wanhoop, terwyl hy besig is om weg te kruip van die Midianiete nie. Wat gebeur? Toe draai wie na hom toe? Die Here. So nou net die engel, nou die Here. En sê, gaan, opdrag. Né? Opdrag. Gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Okay, right. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Alright, Gideon se oë gaan oop. Hy moet nou besef, wow, val op sy knieë, die Here van die leerskare het aan hom verskyn en gee vir hom 'n opdrag. Dan die ligat ons alles is reg, nê? Nee. Kom ons lees. Maar Gideon vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, die genade hou net nie op nie. Gideon, gaan die skille van jou oë afval? Gideon, gaan jy nou besef, dit gaan nie oor jou nie. Ek wil jou gebruik. Gideon, kyk weg van jou vleeslike oë wat sien en wat meet en wat opweeg. Ons bietjie Midianiete. My geslag, Manasse, swakste, minste, ek is die geringste. Gideon, dit gaan nie oor jou nie. Gideon, dit gaan nie oor jou nie. Sien jy nie, dis ek wat jou stuur nie. Hoor jy nie, ek sê vir jou, ek gaan by jou wees nie. Hoor jy nie, ek sê vir jou, gaan nie. Hoor jy nie, ek sê vir jou, verlos nie. Hoor jy nie, ek sê vir jou, jy's 'n dapper held nie. Kom uit, Gideon. Daar's iets wat moet gebeur. In Gideon se verstand, daar's iets wat moet gebeur, waarvan Gideon moet loskom, verlos word. En ons gaan nou uitkom by iets wat ek nog nooit na gekyk het van tevore nie, wat my asem weggeslaan het, onder gister se gebed wat ek nou vir julle gaan lees. En hy antwoord hom, as ek dan in u oë guns gevind het, doen vir my 'n teken. Ai, Gideon. OK, sê die Here, dis reg, wat wil jy hê? OK, Here, ek gaan nou 'n vliesbolletjie. Wie van julle ken skaap? En dan gaan ek vir Gampie vra, Gampie, is 'n vliesbolletjie, kan jy gou vir my op jou handpalm wys, een vlies, as jy een vlies uittrek, hoeveel is dit? Dis min. Sal hy in jou handpalm bietjie toemaak, so een vliesie? Ja, so bietjie. Right. Hy sê, OK Here, môreoggend dan moet die grond droog wees, maar die vlieswol moet dou op hê. Toe druk hy 'n emmer water uit die vlieswolletjie uit. En daai klein stukkie. Is dit genoeg, Gideon? Nee, Here, ek weet nie of dit. Sorry. Hy het eers gesê, kan ek nie gou kos gaan gaar maak nie, hè? So, dit beteken, Here, wag net gou hier. Ek gaan net gou gaan slag. Bok. Dan gaan ek dit voorberei, dan gaan ek dit gaar maak. Dan gaan ek brood bak, saam met dit. Jy moet 'n bietjie dink. Daai tyd verloop. Wat het gebeur in Gideon se kop terwyl Jesus hier buite vir hom sê, OK Gideon, ek wag. Dis wat die woord sê. Sê OK, ek wag. OK, ek wag vir jou, Gampie. OK, ek wag vir jou, Joel. Ga jy nou klaarmaak met jou aardse bevraagtekening van my, oor wie ek is, en wat ek kan doen, en tot wat ek in staat is, teenoor wie jy dink ek is,
wanneer ek moet opdaag en hoe ek dit moet doen. Ek dink Gideon het genoeg tyd gehad, terwyl hy voorberei om te dink. En of hy dit nou gedoen het, en of mense hom gehelp het, is vir my irrelevant. Daar het tyd verloop om te dink oor dit wat die Here vir hom gesê het. En nog steeds kom Gideon terug. En hy sê, kan ek net nog 'n teken kry? En toe sê waar die vlieswolletjie kom. En toe die vlieswolle emmer water uitkom, toe sê Gideon, kan ek net nog een vra, dat u dit nou omdraai, dat môreoggend is die vlieswol droog en die grond is nat gedou. Hoekom? Want Gideon is onwillig op daai stadium om te glo dat hy gebruik kan word. Nee, ek is dit nie werd, die Here. Nee, Here, ek is maar net 'n boer. Nee, Here, ek is maar net normale ou. Nee, Here, ek is nie soos Elia en Elisa en Dawid, Petrus en Paulus en die ouens nie. Nee, Here, ek is nie soos die geleerde mense nie. Nee, ek het nie 7 jaar teologie agter my naam nie. Ek kan hom nou nie. Maar nou, ek stuur jou. En die vraag wat Jesus vir hom vra is, sien jy nie dat dit ek is wat jou stuur nie? Kan jy nie sien, dis ek nie? Onthou julle toe Jesus staan op 'n stadium en hy sê vir die mense, die koninkryk het nou net naby julle gekom. Hy sê, hier staan ek is die koning van hierdie ryk. En julle, kyk, met aardse oë en voel bedreig in julle politiese stand. En jy gaan my nou kruis toe vat en ek weet ek moet gaan, maar as julle oë net wil oopgaan, die vrou by die put in Johannes 4. Hy sê, as jy weet wie met jou praat, dan sal jy vir my water vra in plaas ek vir jou. Daai vrou kom op die middaguur in die hitte van die dag kom sy, want sy is te sleg in haar eie oë. Om in die oggend saam met die res van die vrouens te kom water haal, met die spar wat oor jou rug gaan, en in die punte het 2 waterkruike gehang. En dan skep jy die water, en dan help jy mekaar, een staan en die ander een gooi, en so help jy mekaar. Sy kom alleen. Wie gaan sy sukkel om my water reg op te hou, dat hy uitloop nie. En Jesus verlaat sy pad uit wat hy stap, en hy gaan in Samaria, en sy disippels sê vir hom, wow, jy kan nie van die pad afwykie, meester, ons gaan nie deur Samaria nie, dis die honde, die basternasie. En Jesus sê vir hulle, volg my. Julle redeneer, volg my. En Jesus stuur hulle dorp toe om te gaan kos kry, terwyl hy wag vir 'n vrou met bitter sleg reputasie. Bitter sleg reputasie. En hy sê vir haar, ek het gekom net vir jou. Want as jy gaan luister wat ek vir jou sê, soos vir Gideon, as jy gaan sien wie dit is wat met jou praat, as jy dit gaan besef, dan gaan ek jou gebruik met jou reputasie om 'n dorp te gaan verander. Dis presies wat gebeur het. Lees daai stuk in Johannes 4 weer. Daai dorp Sichem, as ek reg onthou. Die mense tot bekering gekom op 'n streep. Oor die reputasie van iemand wat so sleg is dat sy nie eers as ander mense se geselskap kan wees nie, wat verander word in 'n oogwink en gered word en gewederbaar word en sy hardloop in en hulle verander. Wie is ek en jy om vir hom te sê nee, Here? Wie is ek? Jesaja. Ek is jonk. Is dit Jeremia? Sê Jeremia, wat het net gesê ek is jonk? Jeremia. Nee, ek is te jonk. Sê jy vir hom, moenie kyk na jou jonkheid nie. Ek sal jou lippe aanraak. Ek sal met jou wees oral waar jy gaan. Joshua, Here, kyk daai mure. Kyk die Jordaan en vloed. Kyk die Kanaaniete. Joshua, ek sal met jou wees. Joshua, ek. Gideon, ek. Jeremia, Deborah, noem hulle, Dawid, maak nie saak nie, ek is met julle. Wat sê vir die disippels? As ek weggaan, ek sal met julle wees,
Tot in die einde van die dae sal ek met julle wees. Doen net wat ek vir julle sê. Volg my. En uiteindelik sê Gideon, dis reg, Here. En wat gebeur? Die ywer van die Here van die leerskare doen die ding. Kyk, ek gaan nie nou dit lees ek. Ek het dit onderstreep. Ek gaan dit lees. Vers 34. En die gees van die Here, Rigter 6, 34. En die gees van die Here het Gideon vervul. Wow, jy kan nie dit mis nie. Gideon voor die vervulling, honderde tekens, honderde bevestigings. En onthou, daar's niks fout om 'n bevestiging te vra in jou lewe nie, maar die woord sê, as jy jou bevestiging gekry het en jy is seker, en jy soek nog bevestigings, is dit ongehoorsaam. Gideon speel op die randjie van ongehoorsaam. Maar toe hy sê, dis reg, hier gat ek, toe kom die Here en vervul vir Gideon met sy gees, wat beteken, dit wat nou deur Gideon gaan vloei, sien ons aan Handelinge 1, 7 en 8. Moenie bekommerd wees oor die tekens van die tye wat gaan kom, soos deur die Vader se hand bepaal nie, maar as dit gebeur, gaan wat gebeur? Die Gees gaan oor julle kom en wat? Julle sal krag ontvang. Die Gees doen die bekragtiging. My Engelse Bybel sê close team. Cloud. Nou dink ek aan waar is dit Kolossense wat close is, wat eintlik is vervul. Ja, maar ons verstaan mos nou die konsep dat in die Ou Testament kon die Gees nie noodwendig binne in iemand bly nie, maar hy het oor iemand gekom. So daar's verskillende woorde wat oor hom kom, clothe hom, bedek hom, op hom gekom. Al hierdie bewoordings gaan jy sien. Korrigeer my asseblief as ek enigsins van die waarheid afdwaal. Die Bybel praat van in besit geneem. In besit geneem. Right. So possess. Ons het mos net 'n negatiewe konnektasie in possess. Dit as jy met die Gees van die Here beset word, possess word, dan gaan jy sien wat doen die Here. Sê, okay Gideon, ek wil gou jy moet vir my ietsie doen. Maak gou al hierdie mense bymekaar en maak almal bymekaar en so braaf in die manier wat hulle doen, almal volg hom skielik, almal wat wegkruip begin volg hom. Want die Gees van die Here is nou met hom. En hy roep in die span bymekaar en daar staan, as ek reg onthou, 35,000. Right. As ons kyk na die Midianiete, as jy verder lees in Rigters, dan kom dit so op 135 na 140,000 toe kom hulle uit, wat hulle moes gewees het. Klein groepie, groot groep. En die Here sê vir Gideon, maak hulle minder. En hy maak hulle minder tot op 300. Eerste die ouens wat bang is, julle kan huis toe gaan. Dan vat hulle af na die water toe, dan is dit 'n manier van water drink uit die spruit uit, manier wat die water opbring, of afbuig, en die Here sê, okay, split hulle van mekaar af, split, luister mooi, split, die kant. Ons gaan nou na die woordjie split ook kyk, dis 'n belangrike woord. Sit hulle, maak hulle 2 groepe. Sê, daai kan gaan, hou net vir my hierdie, 300. Ons gaan gou die Midianiete aanvat. Sê gou vir my, as jy een van die 300 was, wat het jy gedink? As Gideon vir jou sê, ons gaan gou, as ons daar oor die bult kyk, dan is daai kamp van die Midianiete, so 10 km in deursnee. Dis so hulle kamp. Hulle is daar. Ons is 300 man. Ons staan beswaarlik die heuweltjie vol. Jy's mal. Dankie om Chris. Jy's mal, Gideon. Die Gideon by die paarskyp wat wegkruip. Wat al hierdie, ag Here, dis nie moontlik nie. Hoe gaan dit kan dit werk? Ek is die mense. Dis hierdie selfe Gideon as hierdie nie. Daai Gideon wat daar sit, is bang en onseker en minderwaardig. Hierdie Gideon sê, ja Here. Wat is die verskil tussen die twee? Daar het 'n split gekom tussen die twee. Die Gees van die Here is die verskil tussen die twee. En gehoorsaamheid. En toe hy die Gees van, toe hy sê dis reg, toe kan die Gees van die Here begin doen wat die Gees van die Here doen, en dis bonatuurlike werk, as ek en jy 'n instrument in sy hand is. En fokus ons op die bonatuurlike, leef ons deur die wonderwerk? Nee.
Die wonderwerk volg. Die groot goed gebeur, maar daar is nie 'n verskil tussen iemand wat genees in 'n wonderwerk en sy hele liggaam is skoon van die siekte en die Here wat 'n brood voorsien vir iemand anders nie, deur jou nie. Daar is nie 'n verskil nie. Ons sien net die brood is baie minder as die getuienis van iemand wat genees van 'n ernstige siekte. Maar dis altwee die bonatuurlike werk van die Here, want die Here het ons steeds gesê, vir jou, vat daai brood in daai ou se huis toe, en daai ou sê, ek het nie meer geld nie. Dankie vir 'n brood, dis ons kos vir die naweek. Daar is nie 'n verskil nie. So ons probeer nie agter die bonatuurlike aanhardloop nie, maar as die Gees van die Here beweeg, gaan ek en jy die ooggetuie wees van die bonatuurlike. Wie kry die eer vir dit? Veronderstel, Armand, dat dit God alleen is wat die eer kry, maar die probleem is, mens vat daai eer vir hulle. Dan begin ons met crusades. Ons gaan nou hierdie groot goeders doen, en almal gaan ons volg, en dis Facebook en al die goeders. Dit eer nie die Here as jy sy eer vir hom vat, hy deel nie sy eer met mense nie. Goed, vat jou 300 man, Rigter 7, dan gaat julle. Hy sê eerste Gideon, ek wil jou net gerus stel. Hy akkommodeer nog steeds Gideon se vrese. Hy sê Gideon, ek het nou vir jou 300 man eenkant gesit, saam met jou. Ek weet iewers in jou menswees is daar 'n dingetjie wat sê, dis is crazy, dis selfmoord. Daar's geen manier dat ons dit kan doen nie. So net om jou rustig te maak, Gideon, dat ek in beheer is, gaan gou vannag saam met een van jou chommas, dan gaan julle gou daar by daai kamp in, waar daai Midianiete kamp, dan gaan sit julle, luister julle net. En terwyl hulle daar sit, hoor hulle, hoe praat die Midianiete met mekaar, oor 'n droom, en 'n groot brood wat deurrol, deur hulle hele kamp, en hulle vernietig, en hulle sê, dis Gideon, en sy swaard, en sy God. Wat? En Gideon stap aan weg, en hy weet, dit is die Here. Die Here is nie hard nie, my geliefdes. Die Here is nie 'n koue kliniese God nie. Hy verstaan jou tekortkoming en jou swakhede. Hy verstaan jou kleingelowigheid. Hy verstaan al die beperkings van jou menswees. Onthou, hy was ook vlees. Hy het ook gesit voor die nag wat hy moes kruis toe gaan, hy het ook bloed gesweet, hy verstaan meer as wat jy dink, en onthou die Bybel sê, hy was die gekruisigde voor die grondlegging van die wêreld. Dit het net fisies gemanifesteer aan die kruis, maar hy was reeds die gekruisigde, die verlosser, voor die grondlegging van die wêreld, so hy het reeds verstaan daar, wat hy vir Gideon wil sê. Ek sien jou, Gideon, ek wil dit net vir jou duidelik maak, I've got this. Die oomblik toe jy ja sê, jy gaan ook, toe vat ek oor as God. Because the battle belongs to the Lord. Hy sê, Gideon, nou vat julle fakkels. En steek julle hierdie fakkel aan, daar is die vlammetjie, daar is die fakkel, en dan sit julle 'n kruik bo oor hierdie fakkel. Right, wat doen ons met die kruik? Ons bedek die vlam, ons bedek die lig. OK, dis 'n prentjie vir die dag. Niemand kritiseer my kuns nie, ek moes al van tevore hoor, my donkie lyk soos 'n worshond. Was dit nie hoekom die Stofberg familie wat dit vir my gesê het nie? Ja, byskryf is 'n fakkel. Sien, my skouers is breed, ek kan baie vat. Ek kan dit vat. Kan dit handle. Vat julle die fakkeltjie, en sit julle die kruik boor, dan gaan julle. Dan gaan julle rondom die kamp, en vat julle 'n ramshoring. Dan gaan staan julle, net 'n derde van julle. Dit is eintlik 100. En dan die ander 2, ons sal verdeel in 3 groepe. En dan gaan staan julle, en dan wil ek gou vir julle lees. Gideon praat toe met sy manne, en ons kyk hierson na Rigter 7 vers 19 en 20. Nou moet hulle nou die opdrag van die Here uitvoer wat hulle nou gedoen het. Alright, vers 19. Toe kom Gideon en die 100 man wat by hom was,
by die buitenste lyn van die laar, met die begin van die middelste nagwaak, toe hulle skaars die wagte uitgesit het, en hulle blaas op die ramshoring, en slaan die kruike stikkend, wat hulle in hulle hand gehad het. Toe blaas die 3 dele op die ramshorings, en breek die kruike, en hou met hulle linkerhand die fakkels, en met hulle regterhand die ramshorings om te blaas, terwyl hulle uitroep, die swaard van die Here en van Gideon. En hulle het bly staan, elkeen op sy plek. Hulle het wat gedoen? Bly staan. 300 bly staan, staan daar, het 'n swaard getrek, hulle het aangeval? Nee, hulle het bly staan. Interessant, dat Galasiërs, of Efesiërs 6, waar is die wapenrusting, Efesiërs 6? Praat ook van staande, julle moet staande bly. Nie aanval, nie probeer om die bose te vernietig nie, staan net. The battle belongs to the Lord. Rondom die laar, daarop hardloop die hele laar, en hulle skreeu en hulle vlug. En toe die 300 op die ramshorings blaas, het die Here die swaard van die een teen die ander gerig. Wie het dit gedoen? Die Here. Ja, in die hele laar, en die laar het gevlug na Bet-Sita, na Sereda toe, tot by die oewer van die Abel Mahola by Tabat. Daarvanaf kan julle nou verder self gaan, die agtervolgings, die hele ding kom, en almal word uitgewis stukkie vir stukkie. Die Here kom, en hy verlos Israel met 300 man, wat nie veg nie, maar wat 'n eenvoudige opdragie uitvoer. Nou wil ek graag my fokus plaas op dit wat onder gebed uitgekom het. Hoe het die lig verskyn? Nommer 1, dat is een ding wat nie vir my saak sin maak nie. As jy 'n glas bo 'n kers druk, hy dood. Want sy suurstof is tjoef-tjaf op. So die eerste ding wat die Here doen, is hy hou die fakkels aan die brand. Bonatuurlik onder daai kruike. Dis nie 'n ding wat gaatjies gehad het, dis 'n erdekruik, dis klei. Erdekruike, blaai saam met my na 2 Korintiërs 4 toe, vers 7. Twee Korintiërs 4 vers 7. Ek lees sommer van vers 5 af. Want ons verkondig nie onsself nie. Ons verkondig nie Gideon nie. Ons verkondig nie Dawid nie. Ons verkondig nie onsself nie. Maar Christus Jesus as Here en onsself as die diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis wat moet skyn? Lig. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hier die skat in. Interessant. Ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God, dat uit die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. So het ons by Gideon erdekruike en lig. Het is in 2 Korintiërs 4 erdekruike en lig. En iets moet gebeur vir die lig om te skyn. Wat is dit? Iets moet breek. Chris, as iets nie breek nie, wat dan? Kan daai lig skyn? Kon die skrik op die vyand plaasvind sonder die lig en die ramshorings? Nee,
So, die situasie sou presies dieselfde gebly het, as die breek nie plaasgevind het nie, en die lig nie geskyn het nie. Alles bly dieselfde as dit nie breek nie. Nou, daai woordjie breek, baie interessante woordjie. Hy beteken, in Rigter 7, verskyn dit 2 keer na mekaar. Jy sal sien by vers 19, nie Joshua nie bou, Rigters. Waar is ek nou? Maar in Rigters 7, vers 19 en 20 sê dit eers breek, en in die tweede vers 20 sê dit stukkend slaan. Julle het dit gesien? Kyk vers 19. Ja, eers stukkend. En slaan die kruike stukkend, en dan vers 20 en breek die kruike. Dis dieselfde woord. Breek is om stukkend te slaan. Beaten into slander. Slander het ek gaan Google, want ek ken nie daai woord nie. Dit beteken to split apart. Om iets wat heel is te split, soos 'n Gideon, voor en na die gees van die Here. Daar's 'n split. Nee? Dit beteken to crush in pieces of into pieces. Iets is heel, dit word geslaan, dit word gebreek, die ander kant daarvan is stukkies. Crush into pieces. Dit beteken ook, daai crush into pieces beteken ook om iets wat heel is te verbrysel. En dit beteken ook, dit wat daar lê, is gebroke teenoor dit wat die kant was, wat heel was. Hou daai net in gedagte. Iets moet breek, sodat lig kan skyn. Erdekruike moes breek, sodat lig kan skyn. Nou vra ek die vraag, wie's lig en wie's erdekruike? Wie's lig en wie's erdekruike? Johannes 1. Ken hom met my kop uit? Ek herhaal hom so baie aan, want dit is so kosbaar, maar ek wil hom lees dat ek iets mis sê nie. In die begin was die woord. En die woord was by God, en die woord was God, of self God. Hy was in die begin by God, en alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Wat staan in Genesis 1? In die begin was die aarde woes en leeg, en daar was duisternis oor die aarde. En chaos. Toe kom wat? Die gees van die Here, en sweef oor hierdie woeste en duisternis. En God sê, laat daar lig wees. En daar was lig. En wat het die lig gedoen? Skeiding gebring. Gebreek. Wat noem ons dit? Dag breek. Wanneer breek die dag? Wanneer die eerste lig verskyn. Dis nog nie eens 'n direkte straal nie. Dis net die eerste lig wat in ons atmosfeer inkom, dan breek dit die duisternis. Die dag breek van die nag. Daar kom 'n split tussen dag en nag. Daar kom 'n split tussen duisternis en lig. Iets breek sodat lig kan skyn. Jesus is die lig wat dit werk deur sy gees
Ons is die erdekryke. Ons is die erdekryke wat hierdie kosbare fakkel, hierdie kosbare skat in die binnekant het, hierdie bron van lig. Ons is die erdekryk, hy woon in ons. Maar as jy nie gaan breek nie, my geliefde, gaan die lig nooit sigbaar wees nie. As Gideon nie gebreek is van sy vrees en sy self, Gideon was so gefokus op die erdekryk. Hy sê, Here, hierdie erdekryk is klein, die Here sê, ek weet. Here, hierdie erdekryk is swak en die kleinste, die Here sê, ek weet. Here, hierdie erdekryk het heel waarskynlik 'n klomp krake oor die jare al opgetel. Van stampe en stote. En dan kan dalk heel waarskynlik water lek deur hom. Ek weet. Onthou julle toe die volk vir hulle klipbakke gaan uitkap het, om water te hou. Toe wil die Here vir hulle sê, kyk hoe lek julle klipbakke, kyk hoe lek die goed wat julle bring om water te hou, maar as ek vir jou water gee, gee ek dit vir jou uit 'n rots uit. En ek les al julle miljoene mense se dors, les ek. Hy sê, jy help jy kom met jou erdekryk, gebarste klipbak, konsep na my toe as God nie. Ek is God. Jy is mens. Wanneer jy jou erdekryk in my hand kom sit, en ek breek dit, stikkend, en jy is okay daarmee, weet wat doen ek? Ek red mense rondom jou. Nie net jouself nie. Ek red nie net vir jou nie. Ek red honderde, duisende mense rondom jou. Jy sien Josef, sonder die put en die tronk, kon nie wees wat hy moes wees nie. Daar was 'n breekproses, stikkend van die erdekryk, 'n verloning, 'n liegtery teenoor hom, vals aanklagtes, alles sodat hy kon kom. In die posisie waar die lig uit hom kon skyn, want die erdekryk is uit die pad uit. Gideon, ek wil hê jy moet dit gaan doen, maar ek kan nie met jou werk, terwyl jy die hele tyd die erdekryk vir my voorhou nie. En toe Gideon sê, hy surrender. Toe breek die erdekryk. Raai wat is die eerste ding wat Gideon doen? Die eerste ding wat Gideon doen, na daai groot oorwinning. Hy vra goue ringe van die mense. Is ek reg? En hy gaan bou. Nee, hy gaan hang dit aan 'n tipe van 'n groot kombers. Word dit als gehang en opgehang en die mense buig daarvoor. Terug in die krag en die mag van die erdekryk. Iets moet breek sodat lig kan skyn. Iets moet gecrash word into pieces, iets moet verbrysel word, iets moet gesplit word, iets moet stukkend geslaan word, iets moet gebroke raak sodat dit weer heel kan word. Want Jesus los jou nie in stukkies nie. Jesus los nie iemand nie. 'n geknakte riet sal ek nie afbreek nie. En 'n dowwe lampet sal ek nie uitdoof nie. So wanneer hy breek, is dit die liefdevolste taak moontlik, sodat hy kan opbou in Christus dit wat jy moet wees. Dan vat hy daai erdekryk, en as hy hom herstel het, my ou broer, dan gebruik hy al die beste metale om daai ding te versterk. En is jy 'n ding wat water kan hou, 'n instrument wat nooit weer sal lek nie. Watter een wil jy wees? Die heelkryk wat nooit die lig gaan laat skyn nie, of die een wat bereid is om te breek, sodat die lig kan uitkom en herstel kan word deur een wat homself noem 'n pottebakker. Ek was so verlig, dis verbaas die regte woord,
Toe ek vir die eerste keer hoor, 'n vriend van my het pottebakker geswat en dit gedoen vir 'n tyd lank. En hy sê, dis nie altyd dat jy 'n pot begin uit vars klei uit nie. Jy vat ook ou potte. Dan stamp hulle dit fyn in 'n groot container. Amper soos wat jy in die ou tyd koring uitgestamp het. Stamp jy dit in so 'n ding fyn tot 'n poeier. En dan herbou jy uit daai ou klei uit. Herbou jy 'n splinter nuwe pot. Dit is vir my die mooi voorbeeld van hierdie pottebakker. Is wanneer hy breek, dan breek hy om te herstel en om iets beter voor te hou as die eerste. Kom ons kyk na voorbeelde. Jakob. Ek weet nie of jy gaan kyk wat Gideon se naam beteken. Nee. Dis nou interessant. Ja? Die naam beteken, ek het uit my Bybel uit geskryf, to cut down, To cut down. and to prune, and a feller, soos 'n tree feller. Ja. Dit is So om 'n boom af te kap kap, of to cut down, of to prune beteken. of om te snoei. Ja. Gideon se naam beteken om te snoei of te cut down. Sure. Okay, cool. Jakob. In Genesis 32 is Jakob besig. Jakob se naam beteken bedrieër, né? So Jakob is besig om terug te gaan na sy broer toe, maar hy is besig met hierdie plan waar hy sy familie vooruitstuur, lafaard, stuur sy familie vooruit om eers sy broer te ontmoet, want as Esau nou kom en hy's kwaad, dan kan hy maar vir hulle doodmaak solank, en dan is hy hopelik uitgewoed as ek by hom kom. En hy bly laaste agter in die Jabboksdrif. Stuur al sy familie vooruit. En toe almal deur is, en dis net Gideon wat oor is, toe wag Jakob. Wat het ek nou gesê? Gideon. Selfde ding. Hy is nie geproen. Ja, hy is nog nie geproen, hy is nog nie afgekap nie. Hy is nog nie gebreek nie. Toe kom die bedrieër en die engel van die Here, Jesus, wag vir hom daar. En sê vir hom soos daai polisieman, onthou julle daai ouer daar by Beaufort West, toe hy aftree daai verkeers hoof. Of hulle hom sy afskeid vir hom vra, wat is nou die beste comeback line wat hy ooit van iemand gehoor het wat hy afgetrek het vir spoed. Toe sê hy sit een Saterdag en hy sê hy hoor hy ding kom, maar jy hoor hom mop, tel hy op, maar hy sê kom open toe. Hy sê hy trek 'n mannetjie met 'n 1400 Nissan af vir 220. Hy sê hy trek gewigte agter op sy bakkie om hom op die pad te hou. Hy sê hy ding het pype wat oral uitkom soos hy gebore is. Hy sê dis omtrent 'n 3 liter enjin wat in hy 1400kie is. En hy sê vir hom, hy maak hom by mekaar, hy sê Boeta, ek wag al heel môre net vir jou. En hy sê oom, ek het dit geweet, so ek het maar so gou gekom as wat ek kan. Nou ek dink Jakob het so gou gekom as wat hy kan nie, maar Jesus het vir hom gesê ek wag net vir jou. Want ek het 'n plan om die lig deur jou te laat skyn vir generasies. Uit jou uit moet die koning van die konings op hierdie aarde gebore word. Die een wat sê in die begin was hy die woord, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Dit moet als gebeur vanuit jou, Jakob. Maar ek kan nie met jou werk soos jy is nie. Want jy is te hardkoppig. En jy is te bedrieër wat die hele tyd planne maak. So wat gaan ek met jou doen? Ek gaan jou breek. Ek gaan jou breek. En hy stoei met hom tot wanneer? Dagbreek. Gaan kyk 'n bietjie, hy stoei met hom tot by dagbreek. En hy sê, Jakob sê, ek gaan u nie los voor u my nie seën nie. En wat doen hy? Ontpotjie sy heup. Wond hom, breek hom. En sê, van nou af sal jou naam wees Israel. En uit jou uit sal kom die 12 stamme. En uit die 12 stamme sal kom die res. Tot by die koning van die konings. Jesus Christus. Wat sê Jesus vir hom? Ek moet manifesteer uit jou uit. My lig wat met jou stoei, moet kom vanuit jou uit, maar ek gaan jou erdekruik moet breek. Sou julle sê dis ten voordeel gewees? Sou julle sê dit was lekker gewees? Om gebreek te word? Om gecrush te word? Nie deur 'n mens nie, deur die Here. Petrus
Simon, wat beteken riet. Hierdie kant, en dieselfde kant is Gideon by die parskuip, en dieselfde kant is Jakob, voor die breek. Hoe lyk Petrus? Petrus het 'n rowwe mond gehad. Petrus is 'n man wat kaalvis gevang het. Dalk het die ou, toe maar, kom ons los dit. Ja, ek het mos nog gestop. Ja. Petrus, daai Simon ou, wat riet is braaf. Hy is die man. Dit sal nie met u gebeur, Here, en dit sal nie met u gebeur, en dit sal nie gebeur, en ons sal nie so maak nie. En Jesus sê vir hom, Satan, kom agter my. Jy weet nie waarvan jy praat nie, my ou maat. Voor hierdie hand 3 keer kry, gaan jy my verloon. 3 keer. Jy gaan my 3 keer verloon. En Petrus, nadat hy dit gedoen het en vir Jesus verloon het, wat doen hy? Hy hardloop terug soos 'n hond na sy braaksel. Hy hardloop terug viswaters toe. Sal wat te ken. Kom ons hardloop maar terug na die BC dae toe. Kom ons gaan maar terug na die verlede toe, want waar's die Here? As die Here dan by ons was, soos Gideon gesê het, hoekom is ons in hierdie situasie? Hoekom is ek hier waar ek nou is? Hoekom hierdie suffering? Hoekom hierdie lyding? Hoekom hierdie beker drink? Waar's die Here dan? As hy dan nie bonatuurlik nie, kon hy dan nie hierdie situasie verhoed het nie? Hoekom kry ek seer? Dis die goed wat deur Petrus se kop gegaan het, net soos deur Gideon se kop, terwyl hy die goed gaan voorberei. Hy het tyd gekoop. En Jesus, wat doen hy? Hy wag vir hom. Hy wag vir hom. En langs daai viswater, waar hy vir hom 'n broodjie en 'n visie reg het te eet. Ek dink hulle net vis gebraai. Nou nie buite aan die grense van die woord gaan nie. Word Petrus gebore. Simon verander na rots. Riet verander na rots. Simon verander na Petrus. Toe hy besef, Jesus sê vir hom, jy kan nie dit op jou eie doen nie. Jy het my nodig, soos jy my nodig gehad het, toe ek jou uit die water uitgetrek het, nadat jy gesink het. Dis ek wat vir jou gesê het, klim uit. Dis ek wat vir jou gesê het, kom op die water. En toe jy na jouself kyk en na die erde kyk, toe sink jy, en is ek wat jou uitgetrek het. Jy het nodig om te breek, Petrus. En ek dink op daai viswater, het Petrus heel waarskynlik gebreek om te sê, o Here, what have I done? Ek het die seun van die mens, die verlosser van die mensdom, uitgelewer. Ek het hom verloon. Ek het gesê, ek ken hom nie, nadat ek 3 jaar saam met hom gestap het. Wat het ek gedoen? Here, is daar genade vir my oor? Ek sit by iemand in die hospitaal hierdie week, hy sê vir my, kan daar vir my genade oor wees? Dat kan nie wees, ek is te sleg. Nee, jy is nie. Jy het dit nog nie gebreek nie. Jy het dit nog nie op jou knieë geval, in stukkies voor die Here en gesê, o Here, ek is verlore nie. O Here, ek kan nie met hierdie saak handle nie. Ek val elke keer, asseblief help my. Paulus, ken julle vir Saulus? Got it all figured out. 'n kandidaat in sy klas. Vervolg Jesus se kerk. Vervolg. En sy breek kom op Damaskus. Op roete en nog 'n vervolgingstog. En hierdie selfde engel van die Here, hierdie selfde Jesus Christus, verskyn aan hom, net soos hy verskyn het by enige van die karakters wat ons vanoggend bespreek het. Dis sy spreekwoordelike jaboksdrif, soos by Jakob. En jy sê, ek wag vir jou. Want ek het 'n plan met jou. En hy breek hom daar, deur vir hom te sê, ek is hierdie Jesus wat jy vervolg. Daar lê hy in stukkies so 3 dae. Blind, kan nie sien nie, kan jy dink. Jy moet prakties dink oor die Bybel, my geliefde. Gedink het gou, vir 3 dae kan jy nie sien nie. Waaraan dink jy? Hy besin oor sy lewe. Jesus kan nie vir jou besluit om te breek nie.
Hy kan die situasie skep, maar jy moet kies om die erdekruik in sy hand te sit, sodat wanneer hy hom breek, dan het jy gekies daarvoor. En daar, tot voor Ananias kom en sy oë oopmaak, dink ek, het fenominale goed gebeur tussen hom en die Here. Gesprekke van sy kant af, belydenis, uitkry sy hart uit, hoe is dit moontlik dat ek so blind was, dat U my fisies blind moet maak, om dit te kan sien. Jy sien, Saulus, ek moet jou breek, voor ek met jou kan doen wat ek met Paulus wil doen. En ek en jy is die getuies van wat het hy deur Paulus gedoen, behalwe vir 2/3 van die Nuwe Testament, lees wat daar staan. Kyk wat hy getravel, kyk wat het hy gedoen. Hy het die teenoorgestelde, hierdie erdekruik van die kant was nie dieselfde nie, hy is gesplit. Broken into pieces, crushed. En toe na hy daar opstaan van die grond af, toe sy nog woestyn toe, toe sy nog 3 jaar, waar die Here intens moet hom werk en inbou en herstel en opbou en vasmaak en krake toemaak en alles regmaak, sodat hierdie wessel, hierdie nuwe kruik, hierdie nuwe wynsak, hierdie nuwe skepsel wat die Nuwe Testament sê ons is. Julle is 'n nuwe skepping in Christus. Kon gaan en sê, my erdekruik maak nie meer saak nie. Slaan hom, soveel soos wat jy wil. Dood hom. Dis vir my, hoe sê, dis 'n catch-22. Ek is in 'n tweestryd. Sterf ek, gaan ek na Christus toe. Dis die beste vir my. Lewe ek, is die beste vir julle. Ek kan ook nog by julle wees. Ek weet nie lekker wat ek wil kies nie. Want die erdekruik en alles wat aan die kant voor die Here gebreek het, belangrik was, is nie meer die kant belangrik nie, want hierdie kant is dit net Christus en hom as die gekruisigde, en oral waar ek beweeg, wil ek niks anders weet onder julle as Christus en hom as die gekruisigde nie. Dit is die roeping waarmee die Here ons hiernatoe gestuur het vir my en hy het gesê, julle kom hiernatoe om niks anders te weet as Christus en hom as die gekruisigde nie. En daarom sê ek byvoorbeeld jammer, as mense met ander goeders kom wat hulle graag wil hê, en ek voel nie die Here sê dis nou tyd daarvoor nie. Want ons is nog nie klaar met die fondasie van Christus en hom as die gekruisigde opgestane Here, wat sy gees gegee het, sodat daar 'n split kan kom in hierdie gemeenskap, tussen die ou erdekruik en die nuwe een nie. Hier kort breek. Hier kort crushing. Baie. Nie net daar buite nie, hier in my en jou, is daar dinge wat moet breek. Dinge wat jy voor hom moet bring en sê, ek wil klaarmaak hiermee. En al sukkel ek hiermee, Here, breek my. En hy kan vir jou sê, my genade is vir jou genoeg in die situasie, soos hy vir Paulus gesê het. Die doring in sy vlees het hy wou weg. Hy kan vir jou sê, my genade is vir jou genoeg, maar as dit hy wat dit vir jou sê, bring jy jou kruik na hom toe. En sê hy lek. Ek blaai terug na 2 Korintiërs 4 toe. Ons was al vanoggend by hom. Net 'n klein stukkie verder in hom lees. Vers 8 tot vers 12. Onthou, vers 7 het gesê, ons het hierdie skat in erdekruike. 2 Korintiërs 4 vers 8 sê, nou dat ons weet ons het hierdie erdekruike, die skat in die erdekruike, in alles word ons verdruk. Maar is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Crushed in stukkies, maar nie stikkend nie. Verbrysel, maar herbou. Omdat die lig nou uitgekom het, en nou het die Here die vyand verjaag, op homself gedraai, en die oorlog vir ons gewen. Hoekom? Hoekom kan Paulus dit skryf? Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in ons liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam geopenbaar kan word. Wat is daai breek? Dit voel soos dood, dit voel seer. Die Here het nie vir Job gebreek nie.
Die Here het toegelaat dat Job gebreek word. En baie keer moet ons sien hoe amazing werk die Here se plan, dat selfs die vyand wat dink, hy gaan jou breek, in die hand van die Here speel. En dat dit ten goeie meewerk op die einde van die dag. Jy kan dit nie nou sien nie. Die breek voel vir jou verskriklik. Dis seer. Maar die herbouproses, my geliefde, kan ek jou beloof, is amazing. Hoekom? Hoekom kan Paulus dit sê? Hoekom kan hy sê, want so werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Want wanneer ek en jy toelaat dat die Here ons breek, weet jy wat gebeur? Ons lig skyn in die duisternis. En die duisternis kan dit nie uitdoof nie. En mense sien, hoe gaan jy deur jou breekproses? En mense sien, jy hanteer dit anders as die wêreld. En hulle kom dan, soos in Nikodemus in die nag, want hulle wil hê iemand moet sien nie, en hulle kom sien jou en kom vra, asseblief, help my verstaan hoe om dit te doen, want ek kan nie. En dan lei jy hulle waartoe? Na die kruis toe. Wat is die kruis? Die kruis is die plek van breek. En die kruis is nie 'n eenmalige ding in jou lewe nie. Wedergeboorte is 'n eenmalige plek waar jy jou gees oorgee aan die Here. En soos Gideon vervul word jy vervul met die gees en jy staan aan die kant, maar dit beteken nie jy het jou lewe vir hom gegee nie. Jou lewe is jou dag na dag dade, woorde, roetines, gewoontes, gesprekke, optrede, besluite. Dis jou lewe. Dit vloei vanuit jou siel uit, intellek, emosie, verstand, daaroor wat jy moet dink en jy moet oorgee in sy hand. I surrender all. En wat sê Jesaja 53? Dat dit die Vader behaag om sy seun te verbrysel, te breek, te crush. Dit is wat die Engelse woord sê. He crushed his son. Hoekom? Vir my en jou erdekruike. Toe Jesus stap, in Jesaja 53, is honderde jare geskryf voor die kruis. En Jesaja 53 sê al hierdie dinge, van hoe hy gestap het soos 'n slaglam, onskuldig, as 'n erdekruik wat nie krake in het nie, stap hy met sy erdekruik, kruis toe. Terwyl Petrus sê, nee, dit sal nie gebeur nie, sê Petrus, jy verstaan nie. Ek moet gecrush word. Ek moet in stukkies gebreek word. Anders kan jy nie gaan doen wat jy moet doen nie. En hy gaan op. En hy sê, Vader, in u hande gee ek my lewe oor. Interessant, dat hy woordjie het ons gesien, by Gideon, in Rigter 7, staan daar, stikkend geslaan. Stikkend geslaan, crushed. Hoe het ons koning gelyk, voor hy op hy kruis op is? Stikkend geslaan. Sy erdekruik is so verniel, dat hy onherkenbaar was vir die mense rondom hom. En hy doen dit uit vrye wil uit, vir my en vir jou. Om watter rede wil ek dan soos Gideon voor sy breek sê, nee Here, nie ek. Nie my gemaklike lewe nie. Hy sal jou nie verlaat nie. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Hy sal nie toelaat dat dit wat herbou word in die kant slegter af is as in die kant nie. Jy kan dit maar weet. Hy is die meester pottebakker. Sy herbouing is 'n kunswerk. Hy sal altyd voorsien in sy mission wat hy vir jou gee. Altyd. Maar of jy breek voor hom, of hy doen dit self, of laat toe dat jy gebreek gaan word. Maar een van die twee bid ek voor. In 2014, 3 maande voor die 8de November 2014,
ontvang ek in daai 'n woord van die Here uit Joshua uit, wees sterk en dapper. Oor en oor en oor. En ons vra Here, waarvoor moet ons sterk wees? En die Here sê, hier kom 'n storm, en dis dit. Oor en oor en oor vir 3 maande lank. Die 8de November 2014 is my skoonma bestuur 'n Micra karretjie. Haidrie sit agter in Bea se jaar en 2 maandjies oud, sy sit in 'n karstoeltjie. Hulle ry Kleinbaai toe. En daar by net voor Stanford, so 300-400 meter voordat jy Stanford se kruis kry, kom jy in die ou voor die nuwe brug gebou is. Gaan jy deur 'n laagwaterbrug, oor 'n laagwaterbrug en maak asof jou wiele so effens die grond verlaat vir 'n oomblik en in daai maak hy 'n draaitjie en daar gebeur baie ongelukke. Net daar. En ons is by my skoonpa se huis, ons is besig om 'n heining rondom die swembad te sit vir Bea en die oproep kom deur. My gesin was in 'n kop-aan-kop motorongeluk. En al wat die vrou vir ons kan sê is, almal lewe, maar my vrou lyk baie sleg. Skoonma is vol bloed, Bea is vol bloed, maar Haidrie, sy steen het, sy gee daai doodstene. En dis al wat sy vir ons kan sê. En die Here breek my. Hy breek my. En ek sê, Here, ek staan op die woord wat U gegee het, maar ek is gebreek, ek is gebroken, ek is stikkend. Dis my mense daai. Dis my geliefdes daai. Red my vrou se lewe. En hy vat haar deur 37 dae, en ek gaan nie nou die hele volle storie vertel nie. Ek sal vir julle getuienis aanstuur as jy hom wil hê. En hy breek soveel komponente en denkwyses en maniere van doen in ons af oor 37 dae, van wie hy is en hoe hy werk, wat jy nie hoef te verstaan nie. Volg hom net. Volg hom net deur die crashing. Volg hom deur daai seer lydingstyd waar jy die beker moet drink, wat jy voel jy nie verdien nie. Sonder dat my vrou deur die kake van daai dood, sonder dat die dood in haar kruik gewerk het, sodat die lewe in ander mense kan werk, kon ek nie vandag hier staan nie. 'n Radiostasie het 'n onderhoud met my gedoen, op dag 4 dink ek van die ongeluk. Daai ding het uitgegaan. Nou vir julle iets lees. Daai ding het uitgegaan. Reg oor die wêreld, dat die omroeper vir my sê, weet julle wat is 'n server? Rekenaarboks. Wat sekere internet traffic kan hanteer, maar sekere lading. Ons noem dit in die IT wêreld 'n server val om wanneer hy uitbom. Hy kan nie die traffic hanteer nie. Die download van die getuienis op 'n radiostasie, Radio Namakoland. Hoeveel mense in die wêreld weet wat's dit? Die server val om. Hy kan nie die traffic van die downloads van die getuienis hanteer nie. As gevolg van 'n skrif, luister gou mooi. Die Here gee vir ons hierdie skrif. Sy's 'n dag lank in die hospitaal. Sy kom nou net uit een van die grootste operasies uit, waar haar lewe gered is, waar daar nie genoeg bloed was om vir haar te gee nie, waar hulle die verkeerde bloed vir haar moes gee, want dis die enigste noodbloed wat daar was. Waar sy vinniger uitbloei as wat hulle die bloed kan inkry. Waar sy meer as 60% van haar bloed verloor, beteken jy moet breindood wees, maar sy is nie. Waar die teater leeg was, daar's die personeel nie, maar die matrone, die oggend, terwyl die saal leeg is van ICU, sê die matrone van een van die verpleegsters, al 2 gelowiges, ek beleef om vir jou te sê, bly hier vandag saam met my, ek sal die straf vat, die pak vat, as jy betaal moet word, sonder dat jy gewerk het. Maar ek voel jy moet bly. Sonder daai 2 personeel, kon my vrou se lewe nie gered word nie. Die Here stuur, luister hier, die Here stuur by die ongelukstoneel, terwyl 'n vroutjie bel my. Sy is die paramedikus. Sy vir my bou, ek bly in Stanford. Letterlik 'n paar 100 meter weg van waar die crash site is. So ek hoor die crash, ek hoor die breek, ek hoor die crashing, ek hoor die ongeluk. Sy sê dis Saterdagoggend, Vrydag aand pak ek my noodhulptas.
En ek sit hom op my eetkamertafel neer. En sy sê, ek het 2 drips by my, maar ek mag nie 'n drip toedien nie, sodat help ek sit dit in nie. Sy sê, ek beleef om daai 2 drips in te sit in daai noodhulpsak. Sy sê, so ek was 2 minute na die ongeluk was ek daar. So ek het die ongeluk gehoor, ek het my tas gegryp, ek het gejaag, ek met so ver ons in 'n uur omry om daar te kom. Sy het ook daar stop. Toe kan ek vir Heidrie uithaal en ek kan sien sy's kritiek. Skooma en Biaatjie sê, okay, ek kan sien hulle is daar, maar ek sien jou vrou is in 'n toestand. En ek haal haar uit en ek stabiliseer haar so bestig as kan. En sy sê, toe ek opkyk, toe staan daar 'n bussie. En uit die bussie uit klim 2 ouens met 'n Duitse aksent, Duitse-Engelse aksent, wat in die perfekte Engels vir my sê, ons is dokters, gee vir ons jou tas. En hulle dien die drips toe. En daai vog wat sy daar kry, red haar lewe op pad hospitaal toe. En in die hospitaal moet hulle haar inboek. Waar's ek? Dis 'n privaat hospitaal, ek moet teken. Die matrone teken vir my borg. Sy aanvaar wat sou gewees het, né? Rondom R286.000 shortfall. Okay, dis net die shortfall van die medies. Dis nie uitgesluit die kostes, die 1,5 miljoen kostes nie. Sy sou al daai goed moes gedra het op haarself. As ek nie kon betaal nie. Sy beleef, dieselfde een wat die vroukie die oggend gehou het en gesê het, jy moet bly. Sy teken namens mense ken my van geen kant af nie. Want sy sê die Here sê vir haar teken. En sy gaan deur 'n operasie. En hy dokter kom uit en hy sê vir my, dit was 'n wonderwerk. Sy lewe. Sy's kritiek, maar sy lewe. In 37 dae gaan ons deur 'n kruik wat breek en stikkend is. 2 Korintiërs 7. Want al het ek julle ook deur hierdie brief bedroef gemaak, is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer, want ek sien dat daardie brief, al was dit vir 'n kort tydjie, 37 dae, julle bedroef gemaak het. Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, nie omdat julle gebreek was nie, hoekom julle gecrash was nie, maar omdat julle bedroef, gebreek, crashed was, tot bekering, want julle was bedroef, gebreek, gecrash volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie, want die droefheid, die crashing, volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die crashing van die wêreld werk die dood. Kyk hoe lyk mense as hulle deur 'n breekproses gaan. Kyk hoe lyk hulle, bedroef, depressief, selfmoordneigings, ek kan nie verder, ek gaan nie, hoe gaan ek, die Here is nie met my nie, is al hierdie goed wat Gideon hierdie kant sê. As jy net wil vertrou en oorgee in die hand van die Here. En ons kon staan op hierdie woord, wat sê, dit is binne die wil van die Here. Anders sou ek nie saam met julle kon journey nie. Ek sou nie kon verstaan as iemand in 'n ongeluk is. Ek sou nie kon verstaan as ons 2 miskramme daarna het, as gevolg van die verkeerde bloed in die hospitaal, en ek verloor my kinders, hulle daar op die bedjie lê voor my, daar lê die liggaampie, daar lê die erdekruike, stikkend, dood. En ek worstel met die Here oor hierdie crashing waardeur ek moet gaan, oor hierdie stikkende kruik wat breek, sodat die Here aan die ander kant iets anders beautiful kan doen. Moenie jou tyd van breek ag as straf nie. Moenie jou tyd en oomblikke van breek, wanneer dinge finansiëel onmoontlik lyk om deur te kom. Wanneer dit onmoontlik lyk in die gesondheid, moenie hierdie tyd van breek minag nie. Prys sy naam daarvoor. Wat sê Job aan die einde van sy lewe? Prys die naam van die Here, die een wat gee en die een wat neem. Die een wat gee en die een wat breek. Die een wat breek en die een wat opbou. Ten voordeel van sy groote naam. Nou is daar 'n tydjie oor. Jesus is gebreek vir my en jou. En ons kom kruis toe, en my vraag wat ons met mekaar nou moet bespreek, is hoe bring ek myself kruis toe?
Ja, beautiful. Ja, die boodskap sit in jou hart. Ek kan sien die boodskap sit in jou hart. Ek voel hoe sit hy in my hart. Maar wat moet ek nou doen anders dan gaan 'n broer vir my sê, nou hoe nou? So, hoe werk hierdie breek? Hoe werk hierdie aanmeld by die kruis? Hoe werk dit dat ek sê, Here, breek my kruis? Nie, ek sê, Here, hier is ek om gebreek te word. Hoe werk dit? Hoe gee ek oor? Kom ons praat hier oor geliefdes, as ons nie 'n gemeenskap van gelowiges raak, en prakties raak by die Here nie, dan gaan ons net, wat 'n pragtige ding, mooi woordjie, bye-bye. Kom ons begin by die eerste plek. Kom ons begin om saam met mekaar te stap in lof oor ons breekproses. By the way, dis een van die karaktereienskappe wat Jesus beskryf van homself, wat 'n vrug van die Gees is. Lankmoedigheid en lydsaamheid. Wat is dit? To be exceedingly glad about my crushing. Niemand sê vat weg die gevoel nie. Gevoel is een van die 3 mannetjies op jou muur elke dag, maar gevoel kan nie voorstap nie. Waarheid en geloof, waarheid moet voorwys Christus, geloof moet in Jesus glo agter hom, dan kan gevoel 'n plek hê, maar hy kan nie rule nie. So kan ons vir mekaar sê, ek is saam met jou, ek kreun saam met jou in jou suffering, maar kom ons prys die Here vir dit wat hy hier uit gaan doen. Kom ons prys die Here vir die herbouing, kom ons prys die Here, ons stap tree vir tree, ons huil saam met mekaar, ons doen dit. Ek gaan soos Job se vriende by jou kom sit vir 7 dae, ons gaan huil oor hierdie saak, maar ons gaan nie hier bly in die droefheid van die wêreld nie. Ons gaan vorentoe gaan, sê prys die naam van die Here, wat ook dit ten goeie sal aan my werk. Hierdie ding, hierdie krasing nou hier, hierdie breek, sal hy ten goeie laat meewerk. Prys sy naam deur jou trane. Jy's reël dat dit nie lekker is nie. Jy's reël dat dit seer is, maar jou oog is gefestig op die begin en die volëinder van ons geloof, Jesus Christus. Jou oë is op die kruis. Jy kom kruis toe daarmee. Jy sê, Here, moenie klaarmaak voor ek het klaar gebreek is. Jakobus sê gister terwyl ons bid, kom hy uit en ek vra vir hom uit. Hy het limfoomkanker gehad. Ek het dit geweet nie. Hy het limfoomkanker gehad en op 'n dag toe kom iemand na hom toe en sê vir hom, jy kan nie hierdie siekte hê nie. Hierdie siekte is onwettig in jou liggaam. En die Here sê vir hom, ek is nog nie klaar met jou nie. Sy gebed verander net daar. Hy sê, en hy waar hy gebid het vir genesing, stop hy net daar moet gebid vir genesing. Hy sê, Here, ek bid dat U die breekproses sal klaarmaak. Maak klaar. Moenie stop nie, want as U nou stop en my bonatuurlik genees, dan kan ek nie wees wie ek moet wees in die koninkryk nie. So breek volledig klaar, want U is volledig gebreek aan die kruis. Een het gesterf vir volkome verlossing van almal. Wat as ek en jy die kruik is wat jou suster, jou broer, jou buurman, jou pa, jou ma, jou oom, jou tannie, jou werkgewer by die Here Jesus Christus uitkom en redding laat plaasvind, sodat daai persoon eendag saam met jou as deel van die koninkryk kan wees in die hemele. Wat is dit jy is? Hoekom moet ek nie breek nie? Hoekom is ek te goed om kinders aan die dood af te staan? Hoekom is ek te goed dat my mense, nadat ons gebid het, Here beskerm hulle op hierdie pad? Moet hoor, hulle was in 'n ongeluk. Was U dan nie by en U my gebed gehoor nie? Nee, bou, ek kan dit nie nou gekeer het nie. Want dis 'n breekproses. Jy verstaan nie die voorbereiding wat dit nodig is vir jou om te kan stap saam met mense aan die ander kant nie. Jy verstaan dit nie nou nie, my kind. Dit voel nou iets om oor te huil, sê Paulus, maar as jy terugkyk, dan kompeteer die lyding, hierdie klein stukkie lyding, kompeteer nie by die ewige heerlikheid wat wag nie. Ek dink hier is te min, daar's 68 plekke in die Bybel waar die woordjie breek verskyn. Ek dink jy kan nog baie diep gaan delf daarin. So is die eerste een. Kom ons loof en prys die Here oor ons breekprosesse deur ons trane. Wat is die tweede een? Enigiets op jou hart, kom praat saam met my. Want jy gaan vir my iets sê wat ek moet hoor. Paulus, hierdie breekproses nie daai wat jy met jou daagliks jou kruis opneem en my volk, want die kruis is 'n plek van breek. OK, maak dit vir my prakties. Hoe? Want dis ek, weet jy hoeveel mense sê vir my, Joba, die kruis is 'n eenmalige ding. Maar Jesus sê vir sy disippels, daagliks. Daagliks. Dit vir my sluit dit aan by Kolossense 3 wat sê, met die aardse goed
daai gewoontetjies en gedrag en verhoudingkies en maniertjies van dinge doen moet ek doodmaak. Ek moet dit aflê, Ek moet dit aflê. kruis toe bring. Kruis toe bring, want dis my kruis opneem. Ek besef wie ek is as ek sê ek is 'n gekruis. Wil jy nie gou vir ons daai skrif kry nie? Kolossense 3. Lees hom gou vir ons. Dink iemand anders so lank. Want ek dink in die prakties lê dit iets moet doodgemaak word sodat iets anders kan lewe. Hoekom sê Jesus die koringkorrel moet in die grond val en sterf? Die koringkorrel moet split. Hy moet breek. Dis waaruit hy groei. Hy moet split. Hy moet gecrash word. Dan kan die oes kom. Sonder dat hy in die grond val en homself opgee, impossible. Lees, ek luister. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welle, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan hierdie dinge meegedoen, toe julle nog daarin geleef het, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek. Vuiltaal moenie uit julle mond kom en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mense sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot volle kennis van God. Here, so hier kom ek. Here, hier kom ek kruis toe. Ek kom sit by U alleen. Ek sê, Here, hier is van daai goed in Kolossense 3, Kolossense 3. Hier's van daai goed in Kolossense 3 wat regtig nog in my lewe is, maar ek weet nie hoe om daarvan ontslae raak. Hier kom ek. Breek my. Asseblief, Here. Ek begeer ook om los te wees van die verlede. Ons het verlede week gepraat oor Paulus. Hoeveel keer moes mense vir hom sê, ja, jy's mos daai ou wat die kerk vervolg het. Nee, nou wil jy vir ons kom preek. Jy's mos daai ou. Nee, dit is wie ek was. Dis nie meer wie ek is nie. Maar ek wil nie herinner word aan die ou mens nie. Maar hy kom, hy staan uit die dood uit op, hy manifesteer op baie van daai maniere wat Joba vir ons gelees het. Here, ek sukkel hiermee, maar ek kom nou kruis toe, want wat ek weet, is dat U hand deur U Gees bonatuurlik is. En kan doen ver meer as wat ek kan bid of vra. So ek bring dit vrywilliglik kruis toe. Wie wat doen jy? Jy erken, jy het 'n probleem. Die eerste reël van die AA. Maak 'n keuse. Erken, maak 'n besluit. Hou op ontken en probeer regverdig. Erken, ek het 'n probleem. Kan ek daai selfde ding wat hy sê vir jou uit Gideon se stukkie gee? Ja, In daai selfde hoofstuk 6 en in die vers 25. En in dieselfde nag het die Here vir hom gesê: "Neem die bil van jou vader." Onthou, hulle is nou afgodsdienaars. Neem die bil van jou vader, naamlik die tweede bil van die 7 jaar, en breek die altaar van Baal af, wat aan jou vader behoort, en kap die heilige boomstam af, wat daar langs aan staan, en bou vir die Here jou God 'n altaar op die top van hierdie vesting. Die Engelse Bybel sê, on this stronghold, met ander woorde, die bose stronghold, daai altaar wat daar was, moet hy nou 'n altaar afbreek. Hy moet hom bo op hom bou. Boop hom, oor hom. Ja, oor hom bou. En neem die tweede bil en bring dit as 'n brandoffer met die hout van die heilige boomstam. Yes, Kap hom af en breek hom op. brand hom, verbrand hom. Ja. Stop, maak 'n stop. Ja. Sit 'n stop voor die ding. Bring dit kruis toe. En besef, of jy breek vrywilliglik voor hom, of die rots moet op jou breek. Maar so lief het hy jou. Die van Nebukadneser. Korrek, wat neerval. Breek. Breek. Gaan vra die Here, waar moet jy breek? Wat moet breek? Iets moet loskom, iets moet gecrash word. Sodat iets genees kan word en herstel kan word aan die ander kant. En bid dit vir julle geliefdes. Ek bid Damaskus oomblikke vir mense toe. Nie uit haat uit, uit liefde uit. Here, breek sodat hulle gered kan word. Ek sou nie op 'n ander manier as wat alles verlore was rondom my en die Here alles gebreek het in my lewe, sou ek nie uitgeroep het na 'n verlosser nie. Paulus sê, pastoor sê vir ons moet nie bid vir die kerk wat vervolg word, hulle op of vervolg word nie. Hulle vra, hulle sê nie vir ons bid dat ons op of volg nie.
bid vir ons dat die ware openbaring van die gospel gedeel sal word met die mense. Sure. Sê moenie vir ons So miskien moet ons 'n bietjie bid vir vervolging hier. Ja. Hy het nou te my gesê in Sirië, toe ek vir hom vra hoe is dit om vervolg te word, toe sê hy vir my, wil jy sê jy word nie vervolg nie. Toe sê ek, ekskuus tog? Toe sê as jy nie vervolg word, jy weet niemand daar's lig in jou nie. As jy nie vervolg word waarvoor jy staan nie, weet niemand jy het Christus nie. Dan is jou fakkel bedek. Die erdekruik is bo-oor. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly en jou breek. Amen.